Jesus Christus. As gemeente kom erken ons vandag, Jesus, U is Here. Ons kom buig voor U. Here Jesus, dankie dat U die goeie herder is, wat U lewe vir ons, die skape, afgelê het. Dat U die ingang is na die Vader. En vanoggend, Here, waar ons as 'n gemeente saam is, dan wil ons vir onsself vanoggend die spieël weer na binnekant toe draai. En ons eerlik wees in die vraag, wie aanbid ons regtig? Kom vra ons, Here, dat U deur die Heilige Gees ook hierdie woordverkondiging, dat U dit sal oorneem. Here, dat U my lippe sal salf, dat ek net sal spreek wat U wil. Dat daar niks uit my sal kom nie, maar alles deur die Heilige Gees. Dat ons as gemeente en hulle wat kyk, U sal raak sien, Here. U stem sal hoor. Dankie dat ons dit kan vra in Jesus naam. Kom spreek, Here. Ons sal luister. Amen. Gemeente, maak die Bybel saam met my oop by Filippense hoofstuk 2. Filippense hoofstuk 2. Ek gaan vanoggend die vraag probeer antwoord, kom wees eerlik, wie aanbid jy regtig? Ek gaan 2 goed uitlig, en al 2 hierdie fasette kom uit Filippense 2 uit. Ek lees saam met jou vanaf vers 1. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Gemeente, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Laat ek eers terugkom by verlede week se uitbeelding. As ek hierdie vir 'n oombliekie kan wegvat. Ons het verlede week vir mekaar gesê dat God het ons geskep om in eenheid met hom te leef, maar die mens het gesondig. Is hy aan Alida? Die mens het gesondig. En daar het 'n kloof gekom tussen God en die mens. En hoe het ek verduidelik ook hoe ek in my eie lewe en hoe probeer ons as mens van ons kant af 'n brug bou om by God uit te kom, want ons besef ons is verlore. En ons probeer die bruggie bou op enige manier, maar ons skiet ver te kort. En die uiteinde is die hel as jy in jou eie probeer om by God uit te kom. Maar het ons vir mekaar gesê, God het ons ellende raak gesien toe hy van sy kant af 'n brug gebou het,
sodat die mens weer by God kan uitkom. En daardie brug het hy gebou toe Jesus Christus vir ons sondes aan die kruis gesterf het. En dan is dit nie genoeg om dit net te weet nie. As ek aan hierdie kant lewe, moet ek 'n bewustelike keuse maak en oorstap en Jesus aanneem as die Here van my lewe. En nou druk die Heilige Gees dit op my hart om die volgende te sê, en ek weet nie vir wie ek dit moet sê nie. Dit kan wees dat jy hier in die kerk groot geword het, dat jy gedoop is, en dat jy Bybel lees, en kerk wees is deel van jou lewe, maar dit beteken nie dat jy gered is nie. Het jy al 'n bewustelike keuse gemaak om Jesus aan te neem as die Here van jou lewe? Voor hom gebuig het om te sê, Here, ek besef, ek is 'n sondaar wat myself nie kan red nie. Kom wees die Here van my lewe. Ek aanvaar die versoeningsdood wat U aan die kruis gesterf het, aanvaar ek. Ek weet nie vir wie ek dit moet sê nie, maar die Heilige Gees druk dit op my hart. Om vir jou wat dink jy het in die kerk groot geword, van kindsbeen af Christen, het jy al Jesus se offer aanvaar. En as jy dit gedoen het, het jy oorgestap. En vanoggend wil ek nou spesifiek 2 goed met ons praat wat aan hierdie kant leef. Die eerste ene is iets wat ek in my lewe besef het, maar ek wou dit nie besef nie. Dit was vir my die swaarste ding, om as jong dominee hierdie volgende in my lewe te besef. En ek gaan terug na Filippense 2, en ek gaan eers vers 5 lees en dan vers 3 en 4. Vir ons wat aan hierdie kant lewe, vir ons wat Christen is, sê die Here, dieselfde gesindheid moet in jou wees, wat ook in Christus Jesus was. Wat se gesindheid was in Christus Jesus? Hy, wat God was, het sy koningskleed uitgetrek. Hy het 'n slawekleed aangetrek. Hy het gekom om ons te kom dien. Tot in die dood het hy ons kom dien. Hy wat juis kon gesê het, nee, wat ek is God. Ek gaan nie sommer net mense dien nie. Hy het ons almal se dienskneg kom wees. 'n gesindheid van dien. En dan lees ek vers 3 en 4. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Dis wat Jesus gedoen het. Maar meer as dit, julle moenie net elkeen aan julle eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. En hier is 'n ding wat wyle prof Adrio Koenig vir my die gordyntjie oopgetrek het. Want as ek hierdie teks lees, jy moenie net aan jou eie belange dink nie, maar ook aan die van ander, dan dink ek is sjap. Ek maak dit. Want ek is daarom nie so selfsugtig nie. Ek dink nie net aan my eie belange nie, maar ek dink ook aan die belange van ander. Is dit hoe Jesus geleef het? Het Jesus nie net aan sy eie belange gedink nie, maar terloops ook aan die van ons? Nee, hy het nie so geleef nie. Jesus het nie aan sy eie belange gedink nie, maar juis aan die van ons. En het prof Adrio Koenig gesê, vat 'n pen, dan krap jy daai woordjie net in jou Bybel dood. Krap hom maar dood. Het jy 'n pen, krap daai woordjie dood. Hy moet eintlik lees, julle moenie elkeen aan julle eie belange dink nie. Dan daai woordjie ook, trek 'n streep deur hom. Dan skryf jy daarin juis. Maar juis aan die van ander. Julle moenie aan julle eie belange dink nie, maar juis aan die van ander. En hier is die eerste ding wat my
geruk het. Toe ek tot die besef gekom het, dat daar eintlik 'n aanbiddingsprobleem in my lewe is. Ek is gered. Ek leef in eenheid met Jesus. Maar daar is 'n groot aanbiddingsprobleem in my lewe. Want ek het gelewe, soos hy daar staan, moenie net aan jou eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Maar ek kon kies aan wie se belange ek dink en wie nie. En daar het 'n liggie vir my opgegaan. Manne, julle sal ons nou weet, Stefan, Pieter, as ons koffie maak, daar kom 'n man by ons kuier. Dan gaan maak jy koffie, dan vra jy hoeveel melk, hoeveel suiker. Jy klits hom en jy gee vir hom, en dit maak ook nie saak, al is die koffiebeker gechip, weet, gee hom, drink, ons maak ons so, nee. Maar ou Boeta, jy het moeilikheid as jou vrou dalk dan die MC Schoeman se boek iewers in haar lewe gelees het, of haar ma het haar groot gemaak met die idee van, jy doen 'n ding reg en netjies, jy vat 'n skinkbord, jy haal die oordentlike koppies uit, jy sit die goed neer, jy gaan maak nie sommer vir iemand koffie nie, jy gaan bedien iemand. En hier is die ding wat ek toe besef het eendag, toe ek weer 'n skinkbord dra. Hierdie skinkbord dra alles op die skinkbord. En ek het besef, Dion van der Berg, jy is eintlik die skinkbord. En hier is die besef, wat ek gekom het, daar is 'n aanbiddingsprobleem in my lewe. Ek is gered deur Jesus Christus, ek leef in eenheid met God, ek het 'n hart vir verlore mense, maar ek het 'n aanbiddingsprobleem. Ek het besef, ek is die skinkbord. Dion van der Berg is die skinkbord, en op hierdie skinkbord is sy familie. Kom ons sê hierdie koppietjies, wat dieselfde lyk. Ja, ek is lief vir hulle, maar hulle moet net nie op my tone trap nie. Hulle moet my net nie kwaad maak nie, maar ek is lief vir hulle. En en dan is daar 'n koppietjie wat ek nou nie so baie van, weet, dit is hierdie dom mense, die donkies in die lewe. Ag, ek het nie tyd vir hulle nie. Ag, en dan's daar die wat nie soos ek lyk, het ook nie tyd. Dan's daar die wat, hulle is sommer common, hulle is sommer plastic. Dan's daar die wat dink hulle is smart, die blink Johnnies van die lewe. Ag nee, wat, jy weet. En hierdie, kyk, hierdie het 'n goue randjie om, is daai ryk mense, daai snops, weet, ek meng my ook nie sommer met hulle nie. Magties, wie van julle het 'n skoonma? Hierdie ene is gekraak. Hierdie ene het 'n probleem. Die probleem is nie ek en die probleem is hierdie gekraakte koppie. Ag, en dan's daar die wat vetter is as ek, wat hulle lyk. Wat? Moenie vir my sê ek moet net die lief het wat dieselfde kleur het as ek. Hierdie ander kleuriges, wat, basta met hulle. Myne is myne. My besittings is myne. Man, en ek wens ek kan beter, jy weet, ek ry nou net 'n gym nie, maar as ek daarom so 'n cruiser kan hê, so Stefan, mense, dan gaan dit daarom lekker wees. Weet, so, ek is ook nie eers tevrede met wat ek het, ek wil beter hê. My geld is myne. Ek het, moenie vir my sê, Here, ek moet dit deel nie. Weet, ek besluit. Nou kan julle vra, wie is hierdie? Dis die Here. Almal kan sien die Here is in my lewe. Ek getuig, ek sing, ek probeer oordentlik wees. Almal kan sien die Here is in my lewe. Hoe weet jy of jy 'n aanbiddingsprobleem het? Jy gaan kyk wat het hierdie week by jou mond uitgekom. Jesus wat sê, dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So wat het hierdie week by jou mond uitgekom? Dan sal jy presies weet
waarvan die hart vol is, wat jy aanbid, wie jy aanbid. Paulus wat hier in Efesiërs 4 sê, nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. So as ek lieg en bedrieg, dan weet ek kan hierdie kant wees, maar ek lieg en bedrieg nog so bietjie, dan is ek die skinkbord. Dan het jy 'n aanbiddingsprobleem. Moenie kwaad word, moenie sondig nie, moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel 'n vatkans gee nie. Vir wie word ek kwaad? Vir die mense in my lewe. Dalk het hulle nie gemaak soos ek sê nie. Kom ons gaan gou bietjie na die huwelik toe. Hoeveel van ons sit dalk met hierdie probleem, jy vervies jou vir jou huweliksmaat, want die wil nie altyd maak soos jy sê, of dinge doen soos jy dit doen nie. Dan is daar net een probleem in daai huwelik, 'n aanbiddingsprobleem. Dit gaan oor jou. Sorry dat ek dit reguit sê, meeste huwelike wat 'n krisis het 'n aanbiddingsprobleem, nie 'n liefdesprobleem of 'n romantiese probleem nie. Die probleem lê by wie aanbid ek regtig. Ek het my beursie hier gehad. Hoeveel van ons het hierdie maand 'n inkomste gekry? SASSA of 'n salaris of wat ook al. Maar ons het nog nie ons rentmeesterskap beoefen nie. Ja, deel my, jy verstaan nie, weet ek het eintlik 'n finansiële probleem. Ek kan nie. Nee, jy het nie 'n finansiële probleem nie. Jou eerste probleem is 'n aanbiddingsprobleem. So ons moet eerlik wees met onsself. Is die probleem nie die aanbiddingsprobleem nie. Ek is die skinkbord. Ek besluit. Ek het 'n klomp voorbeelde nog, laat ek gou hier kyk op my papier. Ek het so tyd gelede uitgestuur en gevra 12 manne, of kom ek sê, die Here sê vir ons, gaan en gaan verkondig die evangelie, gaan na die nasies toe, gaan vertel. Nee, Here, stuur vir Dion, stuur vir iemand anders te los my. Lekker aanbiddingsprobleem. Weet julle manne, daar het nie een man gereageer nie. Nie een nie. Is dit 'n skinkbordprobleem? Wie aanbid jy regtig? En daarom is ek 'n ding besef het. God is eintlik en moet die skinkbord van my lewe wees. God bepaal my verhouding ten opsigte van alles op hierdie skinkbord. As ek in hierdie kant is en ek leef in eenheid met God, dan is God die skinkbord. En dan vra ek, Here, hoe wil U hê moet ek teenoor my huweliksmaat optree, wat dinge nie dieselfde doen as ek nie? Here, hoe wil U hê moet ek teen my vrou, my kinders, my man optree, teenoor my familie optree, wat dinge anders te doen as ek? Here, dit is toe al die tyd nie 'n donkie nie. Hoe wil U hê moet ek optree teenoor die mense wat dalk verstandelik minder geseënd is as ek, wat minder talente en gawes ontvang het uit U hand as ek? Hoe wil U hê moet ek teenoor hulle optree? Here, hoe wil U hê moet ek maak met my besittings, dat ek dit kan gebruik tot U eer? Here, hierdie een wat ek gedink het toe gekraak is toe al die tyd nie gekraak nie. Maar Here, ek besef, ek moet vergewe.
En hier is dalk 'n klomp mense op hierdie skinkbord in my lewe wat ek moet vergewe, dan doen ek dit, want die Here sê, vergewe mekaar, seën mekaar, 1 Petrus 3 vers 9. Here, hoe wil U hê moet ek teenoor die optree wat nie dieselfde kleur het as ek nie? Here, hoe wil U hê moet ek lewe? En nou kan julle vra, waar is ek? Ek is die skinkbord lappie. Want die woord van God sê, Filippense 2, julle moenie elkeen aan sy eie belange dink nie, maar juis aan die van ander. Vers 3, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet jy die ander hoër ag as jouself. Ek is die skinkbord lappie. Gemeente, wie aanbid jy regtig? Dit was vir my die moeilikste ding om te erken, dat ek was toe eintlik al die tyd die skinkbord. Om tot daai besef te kom, ek kind van God, wat vir Jesus lief het, is eintlik nog besig met selfaanbidding. Ek is die skinkbord. En ek het God aanbid soos ek hom wou aanbid. So vanoggend, wees eerlik. Wie aanbid jy regtig? Is God die skinkbord van jou lewe? Of is God saam met al die ander op jou lewe? Bart, die tweede beeld, vir ons wat oorgestap het. Ons los daai, vir ons wat oorgestap het, vir ons wat lidmate is van die kerk wat bely, Jesus is die Here van my lewe. Hier is die ander uitbeelding om te bepaal wie aanbid jy regtig. Nou kan ek oorstap en ek het gelees, Jesus is die Here. Hy, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. In die hemel is 'n troon. En kom ons sê, nou gaan sit ek op die troon. Ek slaan die gitaar. Ek is in beheer. Ek is gered. As ek doodgaan, sal ek hemel toe gaan. Maar ek is nog in beheer. Maar hier is Jesus. Hy is die Here. Maar ek vat sy plek. En ons weet nou, dis hoe ons moet lewe. Jesus gaan sit op die troon. Ek kan nie vir Jesus sê, gaan sit op die troon nie. Hy is koning. Ek maak hom nie koning nie. Ek begin hom erken as die koning van my lewe. Ek kniel by Jesus. En voor ek enigiets doen, vra ek, Jesus, hoe wil U hê, moet ek teenoor hierdie persoon optree? Jesus, hoe wil U hê, moet ek as 'n man teenoor my vrou en kinders optree? As 'n vrou teenoor my man, teenoor my kinders? Hoe wil U hê, moet ek teenoor my skoonma optree? Here, hoe wil U hê, moet ek optree teenoor daardie ene wat niks te goed te sê het oor my nie? Wat my beskinder en my sleg sê, Here, hoe wil U hê, moet ek optree teenoor daardie persoon? Here, hoe wil U hê, moet ek uitgaan en 'n lig gaan wees in die stellige gemeenskap? Here, my beursie is leeg. Ek sien daar's net R100 in en ek moet nou kollekte ingooi. Here, hoe wil U hê moet ek maak met die R100? Here, hoe wil U hê moet ek lewe? Moet ek 'n verskil maak? Here,
ek wil U graag dien, en dit moet duidelik wees in hoe ek optree teenoor mense, en hoe ek werk met my goed. Here, hoe wil U hê, moet ek lewe? Dankie, Bart. Hoe lyk dit in jou lewe? Petrus sê voor die kruisiging vir Jesus, Here, ek sal saam met U gaan, ek sal saam met U veg. En dan sê Jesus vir hom, voor die haan van nagkraai gaan jy my al 3 maal verloon. Petrus het toe al die tyd 'n aanbiddingsprobleem gehad. Dit het gegaan oor Petrus. Maar toe Petrus gevul is met die Heilige Gees en Petrus besef die Here is die skinkbord, toe staan hy op voor duisende mense en hy praat en hy getuig. As die ryk jong man, Markus 10, by Jesus kom, sê Here, wat moet ek doen om gered te word? Sê Jesus vir hom, weet, want hy sê ook, ek het nie 'n aanbiddingsprobleem of 'n godsdienstige probleem nie. Die ryk jong man wat dan sê, maar ek gee om vir my naaste, ek het God lief. So ek dink die ryk jong man het 'n verhouding met God gehad. Toe sê Jesus, okay, jy het 'n aanbiddingsprobleem. Gaan verkoop alles wat jy aanbid. Gee die geld vir die armes. Kom dan en volg my. Die ryk jong man het 'n aanbiddingsprobleem gehad. Die arm weduwee kom maak haar beursie leeg. Sy gooi die R4 wat sy het uit. En haar aanbidding was reg. God was haar skinkbord. Haar geloof was op God gebou. As die Here ons roep om hom te dien met ons tyd. Here, ek het nie tyd nie, U weet hoe besig ek is. Het jy 'n tydprobleem of het jy 'n aanbiddingsprobleem? Vergifnis. Here roep my en sê, gaan maak reg. Gaan vergewe die wat jou te nagekom het. Nee, Here, wow. U weet nie wat daai een aan my gedoen het, en bydien daai ene kom vra nie om verskoning nie. Dan het jy 'n aanbiddingsprobleem. Laat ek Efesiërs 4 verder lees. Is 'n paar voorbeelde hier. Okay, dief is, ophou steel, harde werk, dat hy ook kan hê om te gee. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. Dis 'n aanbiddingsprobleem. Moet nie die Heilige Gees van God bedroef nie. Wanneer doen ek dit? Wanneer ek die skinkbord is. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Dis 'n aanbiddingsprobleem. Onthou, Paulus skryf dit vir Christene, wat aan die kant van die brug is. So hier is 'n aanbiddingsprobleem in jou lewe. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, vergewe mekaar, soos God julle ook in Jesus Christus vergewe het. Wie aanbid jy regtig? Wie sit op die troon? Is dit jy of Jesus? Ek gee vir jou tyd vir stil gebed. Praat hierdie saak met die Here. Ek seker al van die Heilige Gees het 'n paar goed op jou hart gelê. Ek gee ruim tyd vir stil gebed.
Amen. Ek lees vir jou Filippense 2, vers 9 en verder. Daarom het God Jezus ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jezus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en met die tong sal bely, Jezus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Ek wil hê ons moet sommer staan en dan gaan ons 'n lied sing, die lied wat net sê, Jezus Christus is Here. Daarna bly ons staan vir ons geloofsbelijdenis. Ons staan, sing ons die lied. Hy is hier, hy is hier, hy is oorgenaar op die dood en hy is hier. Elke knie sal buig, elke mens erken, hy Jesus is hier. Hy regeer, van die regterhand van God, want hy is hier. Elke knie sal buig, elke mens erken, hy Jesus is hier. Hy kom weer, op die wolke om te oordeel, hy is hier. Elke knie sal buig, elke mens erken, hy Jesus, hy kom weer. Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons as 'n gemeente en vir hulle wat kyk ook het en vanoggend gehad het om seker die moeilikste vraag te antwoord, ons wat gered is, wie aanbid ons regtig? En vanoggend kies ons Here, dat U die skinkbord van ons lewe sal wees, dat U al ons besluite, alles vir ons sal bepaal, dat ons alles wat ons doen, ons dit sal doen vanuit ons verhouding met U, die lewende God. Here Jesus, dankie dat ek vanoggend weer die keuse kon uitoefen, om net voor U weer te kniel, en ek wil dit elke dag doen, te erken, U is die Here. Ek bely, Jesus Christus is Here van my lewe. Nou bid ek, Here, dat U my sal seën, om tot seën te kan wees vir mense om my. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. As 'n gemeente, ons kan die Here nou dien met ons offergawe.